As sy, goeiemôre almal. Baie welkom by volgens die erediens. Ek sien van julle sit gemaklik en van julle krimp in, maar ek sien julle sit daar so by mekaar. Mag ons werklik 'n geseënde geleentheid hê om weer by mekaar te wees. 'n Geleentheid om weer die woord van die Here te bestudeer en saam te leer, saam te prys en saam te kan groei. Geliefdes, ons kyk so saam na die afkondigings, maar ek wil miskien so sê, nou dis moeilik, want ek kan nie vir die mense sê wat die belangrikste is om seker te hoor nie. Ons sukkel so klein bietjie met die stroming, is dat ons gee aandag aan, maar dit is een van die goed, as ons oplossing A het, dan pop probleem B en C uit. En as dit is soos 'n hydra, elke keer as een probleem uitsorteer, dan pop nog goed. So ons vra groot verskoning daarmee, maar ons werk aan. Wat nou vanoggend gebeur is, die opname gaan plaasvind, en dan gaan al direk na die kerk plaas. So as jy miskien in die week in die toekoms gebeur, dit sal beskikbaar wees, hierdie laaste week sin ons nou 'n bietjie anders, maar met dit, julle het nou die afkondigings op die WhatsApps gekry, maar dit is nie 'n fisiese blaadjie vanoggend nie, maar dit is tog beskikbaar gewees. Okay. Geliefdes, julle kyk vir my baie te rustig aan, ek weet nie of julle die rugby te laat gevier het nie. Groet die mense gou langs jou, daarso. As jy nie van hulle hou nie, waai nog steeds vir hulle. Ek weet ons is ernstig, ek weet ons is by mekaar, maar soos ek sê, baie ernstig, so ek wil net seker maak julle let op. Geliefdes, ons kyk aan saam na die afkondigings vir hierdie week, soos ek sê, julle het dit op die WhatsApps gekry. Dit is die skoolvakansie, so dit beteken daar is nie kinderkerk, kategese vandag nie, dan die voorbereidingslys wat ons het, die lief en leed, gemeente nie, wat ons saam het, is vir Gerida Grobler, wat hierdie week in was in die hospitaal vir operasie, maar nou tuis by die huis aansterk, so ook Marie Lerm, wat ook by die tuis aansterk, Irene Lindveld, wat steeds in die hospitaal is, dit gaan beter, maar ons vra steeds verder gebede. Die Anna Regenstein het 'n terugslag met haar gesondheid gehad, en ons bid ook so saam vir haar. Nou, vir die Paul gesin daarso, ons bid ook, Mkali wat nou aansterk al by die huis, wat dit beter gaan, en vir Trixbel wat sy pa ook oorlede is hierdie week. Geliefdes, ons het dan ook die troostdienste van Tannie Engela Franken hierdie week, die 7de Julie, om 11:00, en dan van André Scheder, so 'n begrafnis wat die 10de Julie is, maar 11:00 by Durbanville Memorial. So mense wat daarso bywoon, let asseblief net op dat dit daarso gaan wees. Geliefdes, die verjaarsdae dan vir hierdie week is so balans is in die twee wat ons nou gaan hê. Die bo 80 verjaarsdae wat ons gaan hê, reeds vandag vir dan die Annie Engelbrecht, dan in die week vir Dani Smit wat 97, die Annie is 85, julle het nou nie afkondigings voor julle, laat ek nie daar so. Dani Smit wat 97 is, daar so, en Joseph Creer wat 82 is. Maar daarmee saam het ons ook daar so 'n paar kerkraadslede, en ons weet julle ken hom nou in die blokke, so ons sê ook al se naam, die 8ste vir Matthias Kien, en so ook vir Lise Volscher, en dan die 10de vir David Davies. Daar so is baie geluk ook aan julle, mag dit regtig 'n wonderlike tyd wees, geseënde tyd. Kan ons ook vir die mense hande klap, daar so is dat. Twee vinnige verre afkondigings, die een bietjie langer as die ander, is dat die wintersprokie ete, die kaartjies is nou daar so, maar is weer terug na volprys, na R400 toe, as jy voor die tyd bespreek het, en jy het die R400 betaal, moenie bekommer nie, ons sal met jou praat, ons sal dit ook uitsorteer, daar so is die ete, jy kan tot en met eintlik die 10de, kan jy kaartjies koop, want dan moet ons die getalle deurgee, en ek wil Dirk is kwaad met my, dit is also, jy kan tot en by die 8ste blykbaar daar so, maar in die kerk glo ons genade tyd, daar so is dat, also, so, die 8ste, so kan jy daar so bespreek, ek wil ook vir jou sê, as jy saam met spesifieke mense aan tafel wil sit, jy is 'n groot groep, maak seker jy bespreek so vroeg as wat jy kan, want dis baie keer wat gebeur, jy het 'n groep van 4 of 5 mense, en dan sê, maar ek sal wag tot die einddatum, en dan kan jy nie almal by dieselfde tafel sit nie, so asseblief daar so, kyk daar.
Dan, ons gaan nou 'n video kyk oor die blomme toer, daarso wat julle daarso gesien het in die afkondigings wat uitgaan het, maar ek wil daarso net sê, ekskuus, dit is van die nuus en nog wat ons daarso kan hê. My kollega het nogal, ek moet sê vir die wat nou alles weet wat in die gemeente aan die gang was, nogal 'n baie besige tyd gehad hier die laaste paar weke en so het hy nou die geleentheid om van die 12de tot die 20ste bietjie verlof te neem. Kollega, ek sê vir jou baie sterkte, mag dit 'n geseënde tyd wees, mag jy dit baie geniet en mag jy ook die rus vind wat hierdie tyd vir jou daarso gee. Maar geliefdes, met dit alles, julle sal sien op die afkondiging wat uit is, daarso is ook 'n blommetoer wat geadverteer was. Daar is 20 plekke, 12 van hulle is reeds geneem. So die van julle wat wil gaan, laat weet so vroeg as moontlik. Laat weet my kollega, want as julle vir my laat weet, gaan ek vir my kollega sê die Dinsdagoggend se vergadering het en moontlik is daar nie nog plek nie. So praat my kollega, hy is in beheer daarvan. Ons gaan kort video ook daarvan kyk om bietjie meer inligting te gee. Sit rustig, kyk daarna en dan weet jy ook meer oor die blommetoer. Donderdag die 25ste Junie. En ja, jy sien reg, dit is blomme hier agter my. Die oranje blomme is bitter goudblomme, die geelblomme is hongerblomme, dit word so genoem, maar skape dit slegs vreet wanneer hulle werklik honger is. Dan is daar 'n pragtige vygiebos, daai persbos daar agter. Die wit blommetjies hieronder is drumsticks, hierso spietsnootjies, hierdie geel blommetjies, hulle is oral hier langs die pad. Dit is die Bobbejaanberg daar agter my en ons is nou by Elandsbaai. Ja, dit is die see daar agter en hier kom Niepitte maar nou ook aangedraf. Pragtige sandviooltjies daar waar hulle nou is. Dit is blomme wat ons gewoonlik nie in die blomme seisoen sien nie, omdat hulle 'n bietjie vroeg hier in Julie maand blom. En kyk hier, wat bring Niepit vir my? Wat is dit? 'n bittergousblom? Ja, pragtig. Dankie Mielipit, ek sit hom in my hare. Nou ja vriende, soos wat julle kan sien, die veld is vrolik, die veld is fraai. Om die waarheid te sê, daar is van hierdie vroeë blomme, soos hierdie geel hongerblomme, wat selfs al begin saad maak het. Hierdie so, vanjaar is verseker 'n bitter vroeë blomme seisoen. Ons gaan in Junie maand plate en plate blomme het. Hier waar ek nou staan, gaan dit in die volgende 2 weke net mooier en mooier raak. En ja, ons gaan 'n fantastiese, wat is dit Mielipit? Pietsnootjies. Ja, dis pietsnootjies, kyk daar. Ja, en hoekom is dit pietsnootjies? Hierdie geel blommetjies, nie omdat hy soos 'n verkoue lyk nie, omdat sy wortels baie slijmerig of dan 'n snotterig is. Ja vriende, dit is die Weskus se blomme. Ons was nou die dag in Springbok gewees, as jy nie die video gesien het nie, gaan scroll gerus bietjie af, gaan kyk hoe lyk dit by Springbok al verlede week. Hierso is die sandviooltjies waarvan ek gepraat het. Pragtige blomme wat gewoonlik teen Augustus maand klaar geblom is. Maar nou ja, dit is hoe die Weskus lyk op die oomblik. Die veld is groen oral, die knoppies opslag is oral in die veld. Die langbeensierings, daai wat ek nou vir Emilia gegee het, wat sy so lief is om te eet, dit staan soos landingsstroke langs die pad. Ja, as jy gewonder het of jy vroeg moet kom blomme kyk vir jaar, ek sal dit aanbeveel. Verseker sal vroeg in Augustus nie 'n slegte opsie wees nie. En die mense wat dit kan regkry om Julie maand te kom blomme kyk. En ek dink maar spesifiek aan die mense wat die skoolvakansie of in die skoolvakansie van jaar deur na Makwaland gaan reis. Kyk of jy vir jou 'n ekstra dag of 2 kan inwerk om die blomme van ons area ook so bietjie te verken en vir die kinders te wys. Glo vir my, kinders is in hulle element in die veld. As jy hulle in 'n Makwaland is nie blomme loslaat, julle kan nou sien daarso is hulle in hulle element. Kyk al die robbe Mielipit. Hè? Ja, en natuurlik die lug hier bo ons is vol wolke. Ons het geweldig baie reën gehad die afgelope tyd. En daar's nog koue fronte wat voorspel is vir die komende dae en weke. So ja, ons is
bitter geseën verjaar. Nie net in die Weskus nie, Namaqualand reg deur die Bokkeveld, Plateau, Nieuwoudtville, al die plekke. Ons kan nie wag om te sien wat die res van die seisoen vir ons gaan oplewer. Ons weet ten minste, die begin gaan fantasties wees. Nou toe, alles in die beste van my kant af, Mike Spies van Namakwa Toere. Hoop ons sien jou in Namaqualand verjaar. Vriende, as jy hoop om meer te sien as net verlepte sieringblaartjies, het jy gehoor wat Mike sopas gesê het. In Augustus maand, die 20ste tot 22ste, toer de Eike saam met hom en Marnay deur die Namaqualand. Dis 'n wonderlike geleentheid. As jy iemand is wat hou van pragtige landskappe, goeie geselskap, lekker lag en herinneringe maak, of as jy dalk vir die eerste keer die blomme tapuit van die Namaqualand wil sien en beleef, moenie lank wag. Bespreek jou plek op hierdie toer en kom wees deel van hierdie wonderlike geleentheid. Mike het vir ons 'n spesiale aanbod gemaak en nooi ons om saam met hom die pragt van daardie streek te gaan ontdek. Ek wil jou persoonlik nooi, kom wees deel. Moenie hierdie geleentheid mis nie. Geliefdes, dis dan van die 20ste tot die 22ste Augustus, nee. Wat daar so is, die inligting, daai blaadjie wat julle daar so gesien het, is op die afkondigings. As jy nie op die WhatsApp afkondigings is nie, kom praat in elk geval met ons, dat ons jou seker maak, ons sit jou so op 'n blok. Ja, sodat julle kan gaan voor Mike en Milliput al die blommetjies gepluk het, maar dit is daar so, dat sal kan gaan. Maar geliefdes, julle het iets van die mooi van ons land gesien. Ons weet hierdie afgelope tyd in die nuus en die bewegings is daar baie gewees. Daar so is die sport gewees wat nou plaasgevind het, of het nou Bafana is of die Springbokke is. Maar ons weet ook in die nuus is daar baie oor die politiek gewees, die onrus gewees, die ongemak, die busse wat gery het en die mense wat gebid het vir rustigheid. Geliefdes, ons gebedsonderwerp dan juis is hierdie week is verdere stabiliteit in ons land. Wat ons bid vir ons streek, ons bid vir ons mense, ons bid vir ons leiers en ons bid vir ons harte. Dat ons ervaar nie net dat dit goed en rustig sal gaan nie, maar dat die Here werklik besig is om daarmee te werk. Daarom, so ons nou vanoggend die Christuskers aansteek, is nie net 'n teken dat ons wil sê, maar ons wil hê dit moet goed gaan nie. Ons wil hê dit moet uiteindelik 'n getuienis wees van God in ons land. Mag ons daai boodskap dan tydens hierdie erediens deel, mag dit vir ons geseënd wees. En kollega, soos gewoonlik, mag daai boodskap van die Here deur jou weer werk vanoggend. Mag ons die Here ervaar deur jou boodskap en mag dit geseënd wees, baie seën en baie sterkte dan ook vir jou. Baie dankie. Goeiemôre gemeente, baie welkom in vanoggend se erediens, ook vir die wat later inskakel by die uitsending. Dis wonderlik om julle op hierdie manier hier te hê. Vriende, ek wil net eers begin. Ek het Saterdagoggend, so dis nou nie vanoggend nie, ons kan nie direk by die skuld gee hiervoor nie, het ek 1:30 die oggend wakker geword en toe voel dit asof iemand met 'n 10 pond hamer 'n 6 duim spyker dwars deur my kop slaan. En ek het eers gedink, my oordrom het gebars nadat ek genies het, maar ek het nou 'n middeloorontsteking. So as ek dalk so 'n bietjie onvas op my voete lyk, of as ek dalk sagter begin praat, is omdat hierdie oor heeltemal toe is, en die balans is definitief as gevolg van die oor. Vriende, ek hoop regtig dat ons vanoggend die Here se nabyheid en sy teenwoordigheid ook in hierdie erediens beleef. Ons het so 'n paar tegniese uitdagings vanoggend, maar ek wil vir ons begin met die woorde van Ekskuus, ek het 'n verkeerde knoppie gedruk. Ek wil ons begin met die woorde van Klaagliedere 3 vers 22 tot 23 in 'n mengsel van die Nuwe Lewende Vertaling en die Bybel vir almal. Daar staan: die Here hou nooit op om vir ons om te gee nie. Hy bly getrou, sy liefde het ons gespaar. 'n Mens kan altyd
op U vertrou. Elke oggend is U maar weer daar. Elke oggend is U maar weer daar. Vriende, hierdie is die God wat met elkeen van ons bemoeienis maak. Mag ons dit vanoggend ook op 'n besondere manier beleef. Kom ons reageer daarop met lied 526, waar daar liefde is, net so terwyl ons sit. Kan ons hom so speel? Het julle 'n klank vir hom of nie? Okay, ek gaan vra dat ons dan insit. Ek weet nie, my stem gaan nou vanoggend nie so goed wees nie, maar is daar iemand wat dalk vir ons die lied wil insit, waar daar liefde is? Ek gaan dit aftel en dan gaan ons dit sing. Is dit reg so? 1, 2, 3. Waar daar liefde is en deernis, waar daar liefde is, daar is God die Heer. Kom ons sing nog 'n keer. Caritas et amor, ubi caritas dies ibi est. Vriende, ontvang die seën van die Here. Ons drie-enige God is met elkeen van julle, en op 'n besondere manier woon sy Gees ook binne in julle. Die Gees werk in jou, die Gees gee jou krag, die Gees gee jou woorde, die Gees gee jou wysheid. Die Gees is altyd by jou. Amen. Vanoggend wil ek vir ons Lukas 10 vers 25 tot 28 as die wet voorhou, en ek gaan vra dat ons dan daarna ook antwoord met 'n lofsang. Maar daar staan in Lukas 10 vers 25 die volgende. Ons gaan dit net weer 'n keer hoor. Daar was 'n wetgeleerde wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Hy staan toe op en vra: "Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?" Jesus sê vir hom: "Wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar?" Hy antwoord: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand, en jou naaste lief hê soos jouself." Jy het reg geantwoord, sê Jesus vir hom. Doen dit en jy sal die lewe verkry. Kom ons antwoord daarop met lied 334. Ek moet gou seker maak. Ja, met lied 334. God is liefde, juig ons harte. Gaan ons hom kan speel of okay. Dan gaan ons hom ook insit. Ek gaan weer 3 tel, dan sing ons vers 1 tot 4 van God is liefde. Kom ons staan terwyl ons dit doen. 1, 2, 3. God is
As genadeverkondiging wil ek vir ons Johannes 15 vers 9 tot 17 lees, en hier is 'n besonderse teks ook vir ons as gemeente, omdat dit ook ons ankerteks as gemeente saamvat. Daar staan, soos die Vader my lief het, het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Dit sê ek vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees, en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê, net soos ek julle lief het. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Julle is my vriende, as julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, ek noem julle vriende, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra, vrugte wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee, wat julle ook al in my naam vra. Dit beveel ek julle, julle moet mekaar lief hê. Vandag vra het ons dan hierop antwoord, ook met Vlam 5. Ek wil net seker maak, ken ons hom, anders kan ons hom, ek sien die koppe skud, ons kan hom die volgende keer sing. Kan ek vra dat ons dan staan en dan ook met hierdie loflied afsluit, laat my nooit die grond verlaat nie, ek glo ons ken hom daarom. Kom ons staan en dan sing ons hierdie lied ook saam. En gaan ons weer intaal, 1, 2, 3. Nooit die grond verlaat nie. En dan het ek die geloofsbelijdenis beplan om weer te wees wat ons met 3 eenheid Sondag dit gedoen het, wat ons 'n gedeelte bely en dan met 'n lied antwoord, maar ek besef dit gaan moeilik wees vanoggend. So ek gaan dat ons geloof bely deur net die woorde, ek sal dan ook beheer, maar kom ons staan dan bely ons geloof in ons drie enige God. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het.
Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ek kan se plekke inneem. Vriende, ek wil jou nou nog gou vir 'n oomblik te dink aan 'n keer wat jy uitgesluit gevoel het. Miskien was dit dalk jou eerste dag op skool, dat almal mekaar geken het en jy hulle nog nie geken het nie, en hulle in groepies daar by mekaar gestaan het en jy alleen gestaan het en gewonder het of hulle jou ooit gaan innooi en of jy ooit gaan inpas. Of dalk was dit jou eerste keer by 'n nuwe werk. Jy het nie mense of die kultuur of die ongeskrewe reëls geken nie. Jy was onseker en jy het gewonder of iemand jou gaan raak sien en of iemand jou ooit sal groet. Of miskien was dit toe jy na 'n ander dorp toe verhuis het en jy by die kerk ingestap het waar almal vriendelik met mekaar gesels het, maar niemand jou naam geken het nie. Of dalk het jy soos 'n inkomer gevoel. Dis mos die woord wat veral op die platteland gebruik word vir nuwe mense wat daar ingetrek het. Dalk het jy al so gevoel. Of dalk was dit selfs toe jy in 'n ander land was en jy nie heeltemal die taal behoorlik kon praat nie en jy nie geweet het hoe dinge werk nie. Jy het anders geklink en anders gelyk en skielik het jy besef hoe afhanklik 'n mens van vriendelikheid van vreemde mense is. Dink gou vir 'n oomblik aan 'n keer toe jy so uitgesluit of dalk as 'n vreemdeling gevoel het. Die afgelope week het ons land weer pynlike berigte in die nuus beleef. Mense wat bang is, gesinne wat vlug, winkels wat geplunder word, beskuldigings wat heen en weer vlieg. En dalk het jy ook 'n swaar hart gekry toe jy hierdie nuus gelees het. Die gesprek oor vreemdelinge en immigrasie en veiligheid raak mens diep. Want dit gaan oor werklike vrese, werklike uitdagings en werklike mense. As Christene kan ons nie maak asof hierdie dinge glad nie bestaan nie. Ons weet dat daar 'n komplekse samestelling is van sosiale en ekonomiese probleme. Ons weet mense leef onder druk, werk is skaars, misdaad is 'n werklikheid en baie mense voel onseker oor die toekoms. En wanneer die ekonomie druk, wanneer werk skaars raak en wanneer misdaad mense bang maak, word dit maklik om iemand anders te blameer. Mense praat dan baie vinnig van 'n ons en 'n hulle. En mense word gereduseer tot hulle paspoort of hulle aksent of hulle herkoms. Die vraag wat ons as gelowiges nie moet vra nie, is nie wat sê die wêreld nie. Ons moet juis in tye soos die vra wat sê Jesus. En vandag gaan ons luister na een van die bekendste gelykenisse wat Jesus ooit vertel het, die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. Dit begin met 'n eenvoudige vraag: wie is my naaste? Nou op die oog af lyk dit na 'n onskuldige vraag, maar agter daardie vraag skuil iets waarmee seker almal van ons worstel. Wie verdien my liefde? Wie hoef ek of wie hoef ek nie voor om te gee nie? En waar trek mens die grens? Voordat ons verder oor hierdie vraag gesels, gaan ek vir die Here vra om vir ons Lukas 10 oop te breek. Kom ons bid tot die Here en vra dat hy hierdie gedeelte ook vir ons oopmaak. Here, vanoggend kom buig ons voor U. Ons dank U dat ons in U huis teenwoordig kan wees. Dankie Here dat ons as 'n geloofsgemeenskap hier by mekaar kan wees. Ek kan weet Here dat U hier is en dat U 'n afspraak met elkeen van ons het.
Ja, Here, U weet dat om hier saam te wees is juist die plek waar ons leer, veral nou in koninkrykstyd. Wat dit beteken om as U disippels en as U volgelinge te leef. U weet Here dat dit nie oor hierdie gebou en hierdie erediens, ja Here, en selfs al die tegniese dingetjies gaan wat soms skeefloop nie. Maar dit gaan oor ons en ons hart en hoe ons U daar buite verteenwoordig. Mag U vanoggend, wanneer ons hierdie gedeelte lees, ons weer opnuut kom bewus maak van wat dit beteken om deur U geroep en gestuur te wees. Ja, Here, mag U vir ons hierdie gedeelte oopbreek. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Lukas 10 vanaf vers 25. Ek lees uit die 83 vertaling. Daar was 'n wetgeleerde wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Hy staan toe op en vra: "Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?" Jesus sê vir hom: "Wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar?" Hy antwoord: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself." Jy het reg geantwoord, sê Jesus vir hom. "Doen dit en jy sal die lewe verkry." Maar die wetgeleerde wou homself handhaaf en vra vir Jesus: "En wie is my naaste?" Jesus gaan toe nader daarop in deur te sê: "Toe 'n man eendag op pad was van Jerusalem af na Jerigo toe, het rowers hom aangeval. Hulle het hom kaal uitgetrek, hom geslaan, dat hy half dood bly lê, en toe pad gegee. Dit gebeur toe dat daar 'n priester met daardie pad langs kom, en toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby. Net so het daar ook 'n leviet by die plek gekom, en toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs verby. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel, en hulle verbind. Toe het hy hom op sy rydier gehelp, en hom na die herberg toe geneem, en hom daar verder versorg. Die volgende dag haal hy 2 muntstukke uit, en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê: "Sorg vir hom, en as jy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal wanneer ek hier langs terugkom." Wie van hierdie 3 is volgens jou die naaste van hom wat onder die rowers verval het? Die wetgeleerde antwoord: die man wat aan hom medelee bewys het. Jesus sê toe vir hom: "Gaan maak jy ook so." Net tot sover. Gaan maak jy ook so. Vriende, ek wil jou nooi om vir 'n oomblik gaan die volgende vrae te dink. Watter mense laat jou ongemaklik voel? Of teenoor watter groepe koester jy vooroordele of stereotypes? Is daar mense wat ek etiketeer eerder as om hulle as beelddraers van God te sien? 'n wetgeleerde kom na Jesus toe met 'n belangrike vraag. Hy vra: "Wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?" Maar Lukas maak dit duidelik dat dit 'n strikvraag is. Die man het hierdie antwoord goed geken en dit verstaan. Wetgeleerdes was mense wat die Torah of die wet van hulle tyd permanent bestudeer het. En hulle het die wet nou nagevolg. Onder andere het hulle veral gefokus op reinheid. En een van die dinge was om kontak te vermy met mense wat as onrein beskou is. Jesus antwoord hom deur om terug te vat na die wet toe. En dan vir hom te sê: "Jy moet God lief hê met jou hele hart, siel, krag en verstand, en jou naaste soos jouself." Maar dan kom die vraag wat alles verander. Want sien, Jesus
het hierdie reputasie gehad dat hy die een is wat die wet breek en die wet nie ernstig opneem nie. So hierdie wetgeleerde wou Jesus vasvra. Die vraag waarmee Jesus wou vastrek was, wie is my naaste? Dis dieselfde vraag waarmee almal van ons ook vanoggend worstel. Wie tel as my naaste? Wie verdien my liefde? Of wat val binne my sorg of die grense van my sorg? Nou, Jesus antwoord nie met 'n definisie nie. Hy antwoord met 'n gelykenis. En ek glo almal van ons weet dat Jesus se gelykenis hierdie vermoë het om mense of ons te ontstel en ons lewens heeltemal op sy kop te draai, as ons bereid is om oop en eerlik daarna te luister. En hoe beter ons die storie ken, hoe moeiliker is dit natuurlik. Jesus vertel juis vanoggend 'n storie waarmee ons goed bekend is en waarmee ons maklik kan assosieer. Ook die mense van sy tyd. 'n Man reis van Jerusalem af na Jerigo toe. Hy word aangeval, beroof, kaal uitgetrek, geslaan en half naak langs die pad of half dood langs die pad gelos. Hierdie was 'n uiters gevaarlike pad. Ek het hierdie prentjie saamgebring om net vir ons 'n idee te gee, min of meer hoe die antieke pad tussen Jerusalem en Jerigo gelyk het. Jerusalem is 2300 voet bo seespieël en Jerigo is 1300 voet bo seespieël naby die Dooie See. Binne hierdie paar kilometers, oor die 32 kilos, val die pad met 36.000 voet. Dis hoe gevaarlik hierdie pad was. Dit was 'n pas wat afgesak het van 'n hoë punt na 'n lae punt. Nou, die ding wat eintlik hierdie pad gevaarlik gemaak het, was die rotse, die draaie, al die plekke waar rowers kon wegkruip. Dit was die ideale plek vir hulle om daar weg te kruip. En dis hoekom Dawid ook in Psalm 23 na dieselfde pad verwys, as hy sê die Here het hom daar ook beskerm. Selfs tot in die 5de eeu het hierdie pad bekend gestaan as die rooi pad of die bloedpad. En in 1930 het reisigers nog geskryf dat mens nie na donker op hierdie pad moet wees nie. Dit is belangrik dat ons ook moet raaklees dat Jesus sê dat sy klere, dat die man se klere weg was. Jesus dra hierdie stukkie inligting by. Nou in daardie tyd het mense klere gedra wat hulle uitgeken het. As 'n sekere persoon met sekere klere opgedaag het, het jy geweet van watter stam hy of sy is. So as ons kyk na hierdie verhaal, lê hierdie man langs die pad sonder klere aan. En ons kon nie weet wie hy is nie. Die mense aan wie Jesus hierdie gelykenis vertel, kan hulle vereenselwig met die pyn van hierdie onbekende man wat aangeval is, en hulle het natuurlik verwag dat die priester en die leviet, die kerkmense, die helde van hierdie storie sou wees. En dan lees vers 31, dit gebeur toe dat daar 'n priester met daardie pad langs kom, en toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby. Net so het daar ook 'n leviet by hom by die plek verby gekom, en toe hy hom sien, het hy ook ver langs verby gegaan. Wat 'n verstaande is, dit kon 'n lokval gewees het, hulle is hastig, hulle het afsprake wat hulle moet nakom, hulle dis 'n groot kans wat hulle vat. En dan natuurlik ook, as aan hierdie ou raak, dan is hulle onrein. Hulle werk in die tempel, en as hulle dan onrein is, kan hulle nie meer hulle werk doen nie. Vriende, daar is 'n sekere ritme in hierdie paar verse, en Lukas wil dit duidelik vir ons uitwys. Die priester het die man gesien, ver langs verby gegaan. Die leviet het die man gesien, ver langs verby gegaan. Maar
maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het nader gegaan en sy wonde met wyn en olie behandel en hulle verbind. Dis 'n groot draaipunt in hierdie verhaal. Maar 'n Samaritaan. Jode en Samaritane het mekaar vermy. Daar was dekades lank, eeue selfs, wantroue tussen die twee groepe, vooroordele en vyandskap. Hulle het mekaar as onrein en onaanvaarbaar beskou. En daar was ook 'n gesegde dat die enigste goeie Samaritaan is 'n dooie Samaritaan. Die Jode het ook geglo dat as 'n Samaritaanse skaduwee oor jou sou val, dan is jy as Jood onrein. Jode het nie met die Samaritane oor die weg gekom nie. Hulle het nie eers deur Samaria gereis nie. Die Samaritane was die nasie van gemengde bloed. Toe die suiwer, goeie, godsdienstige Jode lank gelede weggevoer is tydens die ballingskap, was hierdie die mense wat agtergebly het in die stad. En toe staan en vermeng hulle met die Babiloniërs en die ander volke wat deur die stad geplunder het. Toe die suiwer Jode terugkeer en weer die tempel begin herbou, wou die Samaritane hulle gehelp het. Maar die Jode het geweier. Die Samaritane het toe gereageer deur die hele bouproses te probeer ondermyn en self hulle eie tempel op 'n totale ander plek gaan bou en op 'n ander manier gebid. In die Makkabees oorlog het die Jode die Samaritaanse tempel ook kom vernietig. Dit is hoe erg die Jode en die Samaritane teenoor mekaar opgestaan het. Wat hier gebeur is nie hoe die storie moes verloop nie. Maar toe die Samaritaanse man die man sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het nie ver langs gegaan nie. Hy het nader gekom en hom versorg. Dat die woord wat hier vertaal word met innig jammer gekry, kom net op 2 ander plekke in Lukas voor. Die een keer beskryf dit hoe Jesus gevoel het, en die ander keer vertel dit hoe die pa gevoel het, toe hy die verlore seun weer teruggekry het. Met ander woorde, dit verwys eintlik elke keer na God, en nie menslike emosies nie. Die gelykenis stop ook nie daar nie. Jesus vertel verder, toe het hy hom op sy rydier geneem, en na die herberg toegevat, en hom daar verder versorg. Die naaste herberg sou in Jerigo gewees het, in die Joodse gebied, waar Samaritane glad nie welkom was nie. Kan jy jouself die risiko indink wat hierdie Samaritaan homself aangeneem het? As 'n Samaritaan met 'n aangerande Jood by 'n ander Jood sou opdaag, wat sou die gevolge gewees het? Dan lees vers 35, die volgende dag haal hy 2 muntstukke uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê, sorg vir hom, en as jy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal wanneer ek weer hier langs terugkom. Daar is nie sekerheid oor presies hoeveel hierdie 2 muntstukke was nie, maar dit kon glo genoeg wees vir van 2 weke tot selfs 2 maande se versorging. Vriende, maar Jesus stop ook nie daar nie. Hy vertel dan in vers 36 ook verder, of hy vra dan verder in vers 36, wie van hierdie 3 is volgens jou, die wetgeleerde, die naaste van hom wat onder die rowers verval het? Die wetgeleerde antwoord, die man wat aan hom medelee bewys het. Let mooi op, die wetgeleerde kan nie eers die woord Samaritaan oor sy lippe kry nie. Hy antwoord eerder so met 'n ompad. En toe sê Jesus vir hom, gaan maak jy ook so. Die wetgeleerde vra,
wie is my naaste? Hy wil dit kwalifiseer, hy wil weet wie kwalifiseer vir sy liefde. Jesus verander egter hierdie vraag heeltemal. En aan die einde vra hy nie wie was die man se naaste nie, maar wie het my naaste geword. Ek dink dit is belangrik dat ons vir onsself vir 'n oomblik die volgende vraag afvra. Is my definisie van 'n naaste gebaseer op God se koninkryk of my eie voorkeure? Is daar mense wat ek maklik etiketeer eerder as om hulle as die beelddraers van God te sien? En is my geloof meer soos die van die priester en die leviet, die korrekte godsdienstige mense sonder medelee, of soos die van die Samaritaan? Vriende, hierdie gelykenis gaan uiteindelik ook nie eers oor die Samaritaan nie. Ek dink die karakter van die Samaritaan help ons om iets van God se liefde te verstaan. En ek gaan net meer daaroor sê. Maar dit wys ons ook iets oor Jesus. Toe ons stukkend langs die pad gelê het van sonde, het hy nie verbygestap nie. Hy het nie gevra of ons sy liefde verdien of nie. Hy het homself gegee. Met sy eie bloed het hy op 'n radikale manier vir elkeen van ons kom betaal, toe ons dit nie verdien het nie. Jesus daag ons radikaal uit die borreltjie van ons eie gemaksone, om hom te volg, om te ontdek waar hy vir ons naastes het, waar ons dit nie verwag nie. Mense wat ons dalk op natuurlike maniere heeltemal vermy. As disippels van Jesus leef ons in 'n land waar daar spanning is. Ek ontken nie die werklikheid en die kompleksiteit van werkloosheid en misdaad of die druk op hulpbronne nie. Ek dink dit het ook 'n grotere gesprek nodig. Die werklike probleme waarvoor die regering wysheid en geregtigheid moet toepas, is juist die goed waarvoor ons moet bid. Ons leef in 'n samelewing waar mense al hoe meer uitmekaar dryf, wêreldwyd, maar ook in ons eie land, en dan nog meer ook hier in die eike, selfs in ons eie banke, in ons buurt, of dalk selfs in jou eie huis. Want die waarheid is, vreemdelinge of vreemdelinghaat begin dikwels lank voordat ons 'n vreemdeling ontmoet het. Dit begin wanneer ons ophou om mekaar regtig raak te sien as 'n mens. Dit begin wanneer ons vreemdelinge vir mekaar word. Maar ons leef in 'n tyd waar mense al hoe verder van mekaar, of al hoe nader aan mekaar woon, maar al hoe verder van mekaar af leef. Jy ken dalk jou buurman se hond se naam, maar jy weet nie wat jou buurman se verhaal is nie. Jy sit elke Sondag dalk langs dieselfde persoon hier in die kerk, maar jy het geen benul van hulle eie seer kry of hulle eie swaar of hulle eie vreugdes nie. Jy leef dalk saam met mense onder dieselfde dak, en op 'n manier leef jy so by hulle verby dat julle totaal en al vreemdelinge vir mekaar word. Ons is meer verbind deur die tegnologie as wat ons ooit aan mekaar verbind was, maar minder verbind deur ons verhoudings. Ons bou hoër mure, sterker heininge en dikker skerms, maar ons het kleiner tafels waarin ons saam sit. Stadig maar seker raak die ander persoon nie meer vir ons 'n mens met 'n naam of 'n storie nie, maar bloot net iemand anders of 'n vreemdeling. En wanneer iemand eers vir jou 'n vreemdeling geword het, raak dit maklik om hom of haar te ignoreer. Makliker om oor hom of haar te skinder, makliker om hom of haar sleg te sê, makliker om hom of haar te oordeel, makliker om bang te wees vir hom of vir haar, makliker om hom of haar as 'n probleem eerder as 'n medemens te sien. En Jesus, ons Messias,
vertel 'n gelykenis van 'n barmhartige Samaritaan. Hierdie storie verander alles. Die interessante van hierdie storie is ook dat dit verander afhangend van waar jy jouself in hierdie storie plaas en met wie jy jouself identifiseer. Ek vermoed meeste van ons identifiseer op ons slegte dae, waarskynlik met die priester en die leviet, wat ons ver langs verbystap. Maar op ons beter dae voel ons darm so bietjie soos die barmhartige Samaritaan. Maar Lukas dra die heeltyd die wêreld soos wat ons daarvan hou en soos wat ons daarvan dink op sy kop. En dalk is dit die punt van die Samaritaan. Hy is nie ons nie. Die Samaritaan is die ander, die vyand, die buitestander. Die een wat ons buite wil hou, die een vir wie ons bang is, die een op wie ons neersien, die een wat ons 'n klein bietjie laat gril, die een wat ons veroordeel, die een wat ons voel nie by die kerk hoort nie. Vriend, dink vir 'n oomblik, wie is die laaste persoon op aarde wat jy sal wil dink is 'n good guy of die held van 'n verhaal? Die mens wat jy dalk eerder wil beheer, bekeer of red. En die persoon wat jy nooit nodig sal wil hê nie. Hierdie was die goed wat in Jesus se tyd nie net teoretiese stellings was nie. Daar was 'n stryd tussen die Samaritane en die Jode wat beliggaam was, wat fisies plaasgevind het. En ek dink vandag is dit nog steeds so. Ek vermoed ons lysie van Samaritane is vandag selfs langer as in die tyd van Jesus. Met hierdie gelykenis daag Jesus ons uit om 'n ander wêreld, om onsself 'n ander wêreld in te dink. Om te beweeg of om te oorweeg dat iemand dalk meer kan wees as net ons vooroordele. Jesus daag ons uit om ruimte te laat ook vir goddelike ingrype. Vir daardie goddelike verrassings wat ons nie verstaan of kan beheer nie en wat die wêreld soos wat ons dit ken op 'n interessante manier verander, maar ook verryk. Dalk sal dit help as ons aan hierdie gelykenis dink en om onsself dan ook in die posisie van die beseerde man te plaas. Die een sonder identiteit, die een wat beseer is, die een wat kaal langs die pad lê. Want wanneer jy bebloed langs die pad lê, dan val al jou vooroordele weg. Dan maak dit nie saak wie jou te hulp kom nie, solank hulle jou net te hulp kom. Dit maak nie saak of julle politiek saamstem nie, dit maak nie saak of hulle deel is van jou mense nie. Wat saak maak is of iemand wat jou dan kom help, jou regtig raak sien en ook medelee met jou het. Vriende, hierdie bring ons by die grootste vraag wat hierdie gelykenis ons mee wil uitdaag. Wat is die kern daarvan om 'n Christen te wees? Ek dink die antwoord is maklik en eenvoudig. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou krag, met jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Dit is so eenvoudig. Dit is nie rocket science nie. Jou naaste lief hê soos jouself. Dit beteken ook jou Samaritane, die wat daar ver buite is, maar ook die wat dalk saam met jou aan die tafel by die huis sit. Hierdie is nie rocket science nie, om die Engelse spreekwoord te gebruik. Dis hoekom ek vanoggend ook Johannes 15 gelees het, waar Jesus sê, julle moet in my bly. Dit is hoe ek en jy 'n Christen is. Deur vir God lief te hê, deur in Jesus te bly en om ander mense lief te hê soos wat God hulle lief het. Maak nie saak wat die lewe oor jou pad bring nie. Dis wat jy doen. Jy bly in Jesus se liefde met alles in jou. Met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand, met al jou krag
bly jy in sy liefde. En dan sal die Gees jou so vorm en jou so lei en jou so help, sodat jy jou naaste kan lief hê soos jouself. Mag ons Jesus se oproep hoor in hierdie gelykenis, wanneer hy sê, gaan maak jy ook so. Amen. Here, ons leef in 'n tyd waar die wêreld mense al hoe meer uit mekaar uitdryf. Here, in hierdie afgelope week weet u het ons land ook deur moeilike tye gegaan. Swaar berigte gelees van hoe vreemdelinge hanteer word. En u weet, Here, dat ons land se omstandighede kompleks is. Maar u weet, Here, dat ons in 'n tyd leef waar ons al hoe nader aan mekaar bly, maar al hoe verder uit mekaar uit leef. Ons is al hoe meer verbind deur die tegnologie, maar ons ontken mekaar so maklik. Ons sit om dieselfde tafel, maar is totaal en al vreemdelinge vir mekaar. Ons sit in dieselfde kerkbank en ons weet nie eers wat die persoon langs ons se swaar kry of vreugde is nie. En so, Here, dryf ons al hoe verder weg van mekaar. En so gebeur dit dat ons al hoe makliker van die ander persoon kan skinder, die ander persoon kan veroordeel, of vooroordeele oor hulle hê, sleg kan praat van hulle, Here, hulle eintlik op 'n afstand wil hou. Mag jy ons help, Here, om weer 'n keer te besef wat dit van ons vra om u disippels te wees. Wat dit beteken om waarlik 'n Christen te wees. Dat ons u moet lief hê en ons naaste soos onsself. Mag ons help, Here, om waarlik vir onsself af te vra of ons liefde vir ander in lyn is met u koninkryk of eerder met ons eie vooroordele. Mag ons help om waar ons skeidingsmure opgebou het in ons eie huis selfs, om dit af te breek, Here, om te bou aan groter tafels waar meer mense aan kan sit. Mag ons help, Here, om die liefde uit te leef wat u eerste aan ons bewys het, toe ons langs die pad seer en half naak en half dood gelê het. Ek bid dit, Here, in Jesus se naam. Amen. Vriende, daar is nou 'n geleentheid vir die dankoffers. Dis by ek is jammer. Dit is by die deure. Ek gaan vra dat ons dan staan en dan afsluit met die lied, praat ek mense engletale, lied 530, verse 1, 2 en 3. Kom ons staan en dan sing ons hierdie pragtige lied. Ek gaan ons weer intel en dan kan ons saam sing 1, 2, 3.
Vriende, ontvang die seën van die Here en gaan leef God se liefde uit, oral. Hoor Jesus se roepstem wanneer hy sê, gaan maak jy ook so. Genade en vrede vir julle van God ons Vader, wat ons liefhet en ons versorg. Genade en vrede vir julle van ons Here Jesus Christus, wat vir elkeen van ons die prys betaal het. Genade en vrede vir julle van die Heilige Gees, wat in ons woon en in ons werk en ons stuur met die vrede en liefde van ons Heer.